Hallo en welkom by AfriForum in Fokus. In hierdie uitgawe bring ek vir jou die jongste ontwikkelings uit AfriForum se veldtogte en regsaksies, asook die stories wat regstreeks gemeenskappe raak, van hofuitsprake en ondersoeke tot projekte wat veiligheid en selfstandigheid bevorder. Ons hou jou op hoogte van die sake wat saak maak. Ek is Elmarie Gelderblom. In die hooftrekke: Malema en EFF skuldig aan haatspraak, stadreinigingsheffing, plaasaanvalle, NERSA, AfriForum staan Manjane se konsepwetsontwerp vir afskaffing van privaat grondbesit te, AfriForum doen interne appel na SAPD, paaie aansoek ignoreer, myn projek naby Kreer, en AfriForum nader hof oor Kaapstad se nuwe tariewe. Malema en EFF skuldig aan haatspraak. AfriForum verwelkom hofuitspraak. AfriForum verwelkom die Gelykheidshof in Kaapstad se uitspraak wat Julius Malema en die EFF aan haatspraak skuldig bevind het. Die saak spruit uit Malema se 2022 toespraak waarin hy gesê het dat 'n revolusie op 'n stadium moord vereis. Regter Mark Scher het bevind dat Malema wit mans op grond van ras uitgesonder en tot geweld aangehits het en dat die EFF hierdie haatspraak onderskryf het. Volgens AfriForum bevestig die uitspraak dat Malema en die EFF ekstremiste is wat rassehaat en geweld aanmoedig. Ernst van Sail meen dit is skandelik dat Ramaphosa steeds versuim om Malema en die kiel die boer retoriek onomwonde te veroordeel. Stadsreinigingsheffing. Hof wys Tshwane Metro se aansoek om verlof tot appel van die hand. Die Hooggeregshof in Pretoria het die Tshwane Metro se aansoek om verlof tot appel in die saak oor die stadsreinigingsheffing van die hand gewys. Dit volg nadat die hof reeds in Julie beslis het dat die heffing onwettig is. Die waarnemende regter het die Metro se aansoek as ondeend en sonder meriete afgemaak en nog 'n kostebevel teen die Metro toegestaan, wat AfriForum se regkostes dek. Die hof het bevind dat die Metro se appel geen redelike kans op sukses het nie en dat die heffing bloot 'n poging was om inkomste onregmatig te verhoog. AfriForum verwelkom die uitspraak as 'n groot oorwinning vir Pretoriaaners en beklemtoon dat hulle sal aanhou veg teen onregmatige tariewe. Plaasaanvalle. AfriForum kritiseer regering se ontkenning. AfriForum beskuldig die Departement van Internasionale Verhoudinge en Samewerking daarvan dat hulle die erns en rassemotiewe agter plaasaanvalle ontken, ondanks duidelike voorbeelde van die teendeel. Die regering hou vol dat plaasaanvalle slegs deel van gewone misdaad is, maar AfriForum meen dekades se bewyse wys anders. Volgens Jacques Broodryk, AfriForum se woordvoerder, is daar talle gevalle waar aanvalle gepaard gegaan het met slagspreuke soos kill the boer, wat 'n rassistiese en politieke ondertoon toon. Voorbeelde sluit in die 1999 verklaring van Ntoko Gwene, die 2018 aanval op 'n Portwilplaas en die 2023 aanval naby Pietermaritzburg. Broodryk waarsku dat hierdie misdade nie bloot opportunisties is nie, maar haatmisdade wat deur opruiende retoriek aangevuur word, iets wat die regering steeds versuim om te veroordeel. AfriForum dring aan dat plaasaanvalle as 'n prioriteitsmisdaad erken word. Die land verdien die waarheid, daadwerklike optrede en leierskap wat alle forme van haat veroordeel, sê Broodryk. AfriForum veroordeel regter se opmerkings oor plaasaanvalle. AfriForum het skerp kritiek gelewer op regter Francis Kanyango se opmerkings in die Hooggeregshof in Polokwane, waar hy bevraagteken het waarom die dubbele moord op Anneke 76 en Henny Klaasen 77 as 'n plaasaanval geklassifiseer is. Die paartjie is in Junie 2023 op hul plaas naby Oorigstad op brutale wyse vermoor. Volgens AfriForum verpersoonlik hierdie saak die unieke wreedheid van plaasaanvalle, maar die regter het die klassifikasie afgemaak en dit selfs vergelyk met 'n allegorie in Animal Farm. Wanneer regters die erns van plaasaanvalle wegpraat, betree ons gevaarlike gebied, sê Jacques Broodryk, AfriForum se woordvoerder. Hy wys daarop dat ander misdade soos taksiegeweld en politieke moorde ook afsonderlik geklassifiseer word. AfriForum meen die regter se houding weerspieël 'n politieke narratief wat plaasmoorde as minder ernstig afmaak ten spyte van gedokumenteerde gevalle waar haatspraak soos kill the boer hierdie misdade vooraf gegaan het. Dit is 'n belediging vir slagoffers en gevaarlik vir voedselsekerheid. Ons benodig erkenning en konkrete optrede, sluit Broodryk af. AfriForum nader hof oor NERSA se tariefproses.
AfriForum het die hof genader om die openbare deelnameproses vir NERSA se nuwe munisipale elektrisiteitstariewe vir die 2025-2026 begroting as ongeldig te laat verklaar. Ons eis ook 'n interdik om toekomstige tydlyne vir openbare deelname te verseker. AfriForum het verlede jaar 'n saak teen NERSA gewen, toe die Gautengse Hooggeregshof bevestig dat tariefverhogings sonder die koste van verskaffingsstudies onwettig is. Ondanks die uitspraak het NERSA vanjaar soortgelyk opgetree en die publiek nie voldoende tyd gegee om kommentaar te lewer nie. Volgens AfriForum het slegs 3 van die 130 munisipaliteite die vereiste kostestudies ingedien, terwyl die res slegs oppervlakkige verduidelikings gegee het. Ons sê dat die vertraging en gebrekkige proses ernstige probleme vir munisipaliteite en inwoners skep en vra dat die hof ingryp om deursigtigheid, behoorlik openbare deelname en wetlike nakoming te verseker. AfriForum bevraagteken NERSA se geheime Eskom-skikking. AfriForum bevraagteken die grondwetlikheid van die nasionale energiereguleerder NERSA se geheime skikking met Eskom oor tariefgeskille. Volgens ons skend dit die beginsels van deursigtigheid en verantwoordbaarheid. NERSA het erken dat daar foute in sy MIPD6 tariefbepaling was, wat daartoe lei dat Eskom 'n ekstra R54 miljard oor 3 jaar kry. Dit sal tariewe vir 2026, 2027 en 2027-2028 met sowat 9% per jaar laat styg. Die skikking is eers aan die lig gebring toe die media dit blootgelê het. Ons meen dat die weerhouding van sulke inligting 'n ernstige vertrouensbreuk is en dat verbruikers nie die las van NERSA se foute moet dra nie. Ons gaan nou regsadvies inwin oor die moontlike ongrondwetlikheid van die besluit. AfriForum staan Manje se konsepwetsontwerp vir afskaffing van privaat grondbesit te, doen beroep op kultuurgemeenskappe om titelaktes vir hul grond te bekom. AfriForum het sterk beswaar gemaak teen MK-party LP Mzwanele Manje se voorgestelde wetswysiging wat privaat grondbesit wil afskaf en die staat die voog van alle grond en natuurlike hulpbronne wil maak. Volgens Barend Eis van AfriForum skend die wetsontwerp internasionale reg en sou dit kultuurgemeenskappe, tradisionele leiers en minderheidsgroepe tot permanente huurders op hul eie grond reduseer. AfriForum waarsku dat dit beleggersvertroue sal vernietig, ekonomiese rampe veroorsaak en gemeenskappe van reeds bekomde grond sal ontneem. Ons doen 'n beroep op kultuurgemeenskappe om titelaktes vir hul grond te bekom en beklemtoon dat artikel 25 van die grondwet onveranderd moet bly. AfriForum en SAI beveg Kill the Boer internasionaal. AfriForum en die South African Agri-Initiative SAI gaan die stryd teen die Kill the Boer dreensang internasionaal voortsit deur lande wêreldwyd te versoek om getekende sanksies teen Julius Malema, leier van die EFF, in te stel. Hulle het ook die Malema-dossier bekendgestel, wat Malema se haatspraak, aanhitsing tot geweld, korrupsie aanklagte en steun vir terreurorganisasies dokumenteer. Werner Hyman sal die dossier tydens 'n besoek aan Washington oorhandig. En AfriForum sal Europa later vanjaar besoek om internasionale steun vir sanksies te werf. Volgens die organisasies is die internasionale veldtog nodig omdat die konstitusionele hof in praktyk Malema se oproepe tot geweld gewettig het, terwyl president Ramaphosa weier om dit te veroordeel. AfriForum en SAI beklemtoon dat plaaslike boere onder ernstige druk is deur misdaad, aanhitsing tot geweld en politieke lastering. Kali Kriel sê dat die onlangse Britse visumverbod teen Malema en die Amerikaanse Magnitsky-wet aandui dat internasionale sanksies teen Malema moontlik is. Ernst van Zyl beklemtoon dat AfriForum nie geïntimideer sal word nie, omdat dit vir hulle nie oor politiek gaan nie, maar oor reg en verkeerd. AfriForum toegelaat as vriend van die hof in saak oor die Suid-Afrikaanse Menseregte Kommissie se magte. Die konstitusionele hof het AfriForum toestemming gegee om as vriend van die hof op te tree in 'n saak oor die Suid-Afrikaanse Menseregte Kommissie se bevoegdhede. AfriForum voer aan dat die SAMRK bevindings mag maak, maar nie bindende direktiewe mag uitreik nie. Die saak spruit uit 'n dispuut oor toegang tot boorgatwater op 'n plaas in Mpumalanga, wat later tot 'n grondwetlike vraag oor die SAMRK se magte ontwikkel het.
Die Hoogste Hof van Appel het reeds in die grondeienaar se guns beslis en swaar gesteun op AfriForum se argumente. Volgens AfriForum sal dit gevaarlik wees as die SAMRK se aanbevelings outomaties bindend word, aangesien politieke en rasse vooroordeel soms daarin deurskemer. AfriForum meen die kommissie se rol moet eerder wees om samewerking te bevorder en dat slegs 'n hof aanbevelings afdwingbaar kan maak. Die datum vir die verhoor in die konstitusionele hof is nog nie bepaal nie. AfriForum eis nasionale ondersoek na polisie en veediefstal. AfriForum het 'n nasionale ondersoek geëis na polisiebetrokkenheid by veediefstal, nadat konstabel Siyabonga Sindi van die Standerton veediefstal eenheid in hegtenis geneem is vir diefstal van sowat R450.000 se beeste. Ons wys daarop dat dit nie 'n geïsoleerde geval is nie. Verskeie SAPD-lede is die afgelope jare reeds aan veediefstal skuldig bevind of in hegtenis geneem. Volgens ons ondermyn korrupte beamptes die stryd teen hierdie multimiljoen-rand misdaad en bedreig dit boere se veiligheid en voortbestaan. Ons beklemtoon dat slegs 'n deursigtige ondersoek die probleem kan uitroei en wys daarop dat ons buurt- en plaaswagte reeds met gespesialiseerde opleiding toegerus word om veediefstal te bekamp. Eskom onder druk oor sonpaneelregistrasies. Eskom het begin herbesin oor sy vereiste dat slegs ingenieurs sonkraginstallasies mag afteken en erken nou dat standaarde hersien word sodat elektriesiëns dit ook kan doen. AfriForum meen dit bevestig dat Eskom se huidige reëls geen geldige regsgrondslag het nie. Hoewel Eskom aangekondig het dat registrasiefooie tot Maart 2026 kwytgeskeld word, dreig hulle steeds met boetes daarna, iets wat AfriForum as onwettig beskou. Ons is nie teen veiligheid nie, maar verbruikers kan nie gedwing word om aan nie bestaande regulasies te voldoen nie, sê AfriForum. Ons hou vol dat enige vereistes regverdig, deursigtig en wetlik afdwingbaar moet wees en oorweeg verdere regsoptrede indien Eskom nie spoedig duidelikheid gee nie. Vrystaat se munisipaliteit aanspreeklik vir R1 miljard se waterskuld. Die Hooggeregshof het beslis dat die Maluti Apofung munisipaliteit meer as R1 miljard aan die Departement van Water en Sanitasie moet terugbetaal. As die munisipaliteit nie die afbetalingsplan nakom nie, sal die munisipale bestuurder persoonlik aanspreeklik gehou word, 'n presedent wat AfriForum lank reeds bepleit. Die skuld, opgebou oor dekades weens wanbestuur en gebrekkige invorderings, wys op die erns van plaaslike regering se ineenstorting. Terugbetaling sal uit die munisipaliteit se billike aandeel kom, wat ander dienste kan benadeel, maar AfriForum sê die uitspraak is 'n oorwinning vir gemeenskappe se reg op betroubare dienste. AfriForum dien interne appel in na SAPD paaie aansoek oor privaat veiligheid by polisiestasies ignoreer. AfriForum het 'n interne appel teen die SAPD ingedien nadat die polisie sy paaie aansoek oor die gebruik van privaat sekuriteit by polisiestasies vir meer as 4 maande geïgnoreer het. Ons meen die publiek het die reg om te weet hoeveel stasies van privaat sekuriteit afhanklik is en hoeveel belastinggeld daaraan bestee word. Volgens Jacques Broodryk, AfriForum se woordvoerder, is dit skynheilig dat die regering die privaat sekuriteitsbedryf wil verswak terwyl die SAPD nie eers sy eie geboue sonder die bedryf kan beveilig nie. Hy waarsku dat die weiering om deursigtig te wees of onbekwaamheid of doelbewuste verswyging aandui. Indien die SAPD nie binne 30 dae die inligting beskikbaar stel nie, sal AfriForum die saak na die inligtingreguleerder verwys. AfriForum sê die derde poging rakende mynprojek naby Kreer is ook onsuksesvol. AfriForum het formeel beswaar gemaak teen die derde omgewingsimpakstudie vir Tenbosch Mining se beoogde steenkoolmyn langs die suidelike grens van die Kreer Wildtuin. Ons meen die nuwe omgewingsimpakstudie is net so gebrekkig soos die vorige 2 en voldoen nie aan die wetlike vereistes nie. Volgens AfriForum bevat die studie steeds foute, teenstrydighede en onvoldoende spesialisnavorsing, steun dit hoofsaaklik op lesenaarstudie en versuim dit om registrasienommers van professionele samestellers te noem. Ook word verouderde regulasies aangehaal en beweringe van goedkeuring deur SANParke kon nie gestaaf word nie.
Lambert de Klerk, AfriForum se bestuurder van omgewingsake, sê die aansoek is onwettig en misleidend. Hy waarsku dat AfriForum regstappe sal doen indien die myn tog goedkeuring kry, aangesien die projek toerisme, landbou en die wildtuin se bewaringswaarde bedreig. AfriForum nader hof oor Kaapstad se nuwe tariewe. AfriForum het 'n aansoek in die Hooggeregshof in Kaapstad ingedien om duidelikheid te kry oor die wettigheid van die stad se nuwe tariefmodel vir water, sanitasie en elektrisiteit in die 2025-2026 begroting. Ons sê dat die gebruik van eiendomswaardasies en die herstrukturering van elektrisiteitstariewe sonder kostestudies huiseienaars benadeel. Alhoewel AfriForum die Metro se wêreldklasdienste en deursigtigheid erken, meen hulle die huidige model is nie in lyn met die wet nie en vra dat die hof die wet interpreteer vir sekerheid oor die pad vorentoe. Die hof word gevra om te verklaar dat die Kaapstad Metro nie ander heffings aan eiendomswaardasies mag koppel nie, dat die tariewe strydig met die grondwet is en om die verklaring van ongrondwetlikheid op te skort tot 30 Junie 2026. AfriForum beklemtoon dat tariewe redelik moet wees en verbruikers net vir werklike koste moet betaal, nie bloot op grond van eiendomswaarde nie. Volgens Mornay Mostert gaan dit oor regverdigheid, deursigtigheid en die beskerming van belastingbetalers se belange. Advokaat en waarnemende regter staan tereg op poging tot moord na padvoede. Advokaat Rudolf Du Plessis, 'n waarnemende regter en senior advokaat, word aangekla van poging tot moord na AfriForum se privaat vervolgingseenheid suksesvol vertooi tot die NVG gerig het. Die klag teen die vermeende slagoffer Konrad Pretorius is terselfdertyd laat vaar. Die saak spruit uit 'n voorval in Menlo Park op 1 Augustus 2023, toe Du Plessis na bewering Pretorius agterna gesit en later 2 keer met 'n sakmes gesteek het. Pretorius is ernstig beseer en in die hospitaal opgeneem. Die NVG het Pretorius aanvanklik vervolg, maar na AfriForum se ingryping is besluit dat Du Plessis eerder die beskuldigde is. Advokaat Gerry Nel meen die getuienis het nog altyd teen Du Plessis getel en dat selektiewe vervolging voorkom is. Volgens AfriForum bevestig die besluit dat niemand bo die reg verhewe is nie, terwyl Pretorius sê dit bring groot verligting. AfriForum eis deursigtigheid oor geheime vuurwapengesprekke. AfriForum waarsku teen beweerde geheime gesprekke by Nedlac oor wysigings aan die wet op beheer van vuurwapens. Ons meen die gesprekke is onregmatig en sluit belangrike rolspelers soos die vuurwapenbedryf, sportskiet en private sekuriteit uit. Volgens AfriForum ondermyn dit openbare vertroue en blyk die regering se fokus eerder op die ontwapening van wetsgehoorsame burgers te wees, terwyl onwettige vuurwapens die werklike probleem is. AfriForum beloof om enige onredelike wysigings aan te veg en dring aan dat alle belanghebbendes betrek moet word voordat die proses voortgaan. Net 1 uit 5 vullisterreine voldoen aan basiese standaarde. AfriForum se 2025 vullisterrein audit toon dat slegs 22% van terreine landwyd aan minimum vereistes voldoen. Van die 169 terreine wat geaudit is, het 131 nie geslaag nie. Gauteng 84% en die Wes-Kaap 66% presteer die beste, terwyl die Vrystaat, Limpopo, Mpumalanga en die Noord-Kaap se terreine meestal in 'n haaglike toestand is. Die Noord-Kaap het die laagste punt met slegs 13%, hoewel die nasionale gemiddelde tot 42% gestyg het. Die beste in 5 jaar, meen AfriForum dit bly onaanvaarbaar dat byna 4 uit 5 terreine basiese vereistes verontagsaam. Algemene probleme sluit in 'n gebrek aan sekuriteit, kompaktering, bedekking en behoorlike ondersoek van vragte vullis, as ook gevaarlike werksomstandighede vir informele herwinnaars. AfriForum eis dat munisipaliteite aanspreeklik gehou word en beklemtoon dat gemeenskapsgebaseerde oplossings die enigste volhoubare pad vorentoe is. Publiek moet verlengde kommentaartyd oor Bella-regulasies benut. AfriForum verwelkom die verlenging van die kommentaartydperk oor die sogenaamde Bella-regulasies tot 5 Oktober. Volgens Alana Bailey, hoof van kultuursake, bied dit die publiek die kans om weldeurdagte insette te lewer oor regulasies wat 'n groot invloed op openbare skole en onderrigkwaliteit sal hê. Sy beklemtoon dat onduidelikheid of teenstrydighede in die regulasies groot gevolge kan hê en selfs tot dierregsaksies kan lei.
AfriForum finaliseer tans sy insette in oorleg met regsadviseurs en moedig skole, organisasies en individue aan om ook kommentaar te lewer. AfriForum verwelkom arrestasie van polisielid oor veediefstal. 'n 34-jarige lid van die SAPD se veediefstal eenheid in Standerton is in hegtenis geneem vir die beweerde diefstal van sowat R450.000 se beeste. AfriForum sê die voorval is skokkend omdat 'n lid wat misdaad moet ondersoek glo sy mag misbruik het om homself te verryk. Volgens Henny Becker, AfriForum se distrikskoördineerder in die Hoofveld, is die verdagte verbind met veediefstal wat sedert Maart in die Standerton omgewing plaasgevind het. Hy wys daarop dat meer as 53.600 beeste die afgelope finansiële jaar landwyd gesteel is, 'n misdaad wat groot finansiële druk op boere plaas. Becker beklemtoon egter dat die stryd teen veediefstal nie verlore is nie en sê samewerking tussen die SAPD en burgerlike inisiatiewe soos AfriForum se plaas en buurtwagte bly noodsaaklik. NVG sê Mabuyane word steeds ondersoek. AfriForum twyfel hoewel die Oos-Kaapse direkteur van openbare vervolging besluit het om premier Oscar Mabuyane nie te vervolg nie, beweer die NVG dat die saak heropen is en terugverwys is vir verdere ondersoek. AfriForum se privaat vervolgingseenheid meen egter dit is bloot 'n verskoning om 'n politikus te beskerm. Die eenheid wat sakeman Lanwaba Bam verteenwoordig is gevra om privaat vervolging te oorweeg in 'n korrupsiesaak wat miljoene rande beloop en verband hou met die begrafnis van Winnie Madikizela Mandela. Volgens Gerry Nel, hoof van AfriForum se privaat vervolgingseenheid, is daar sedert die nolle prosecu besluit in November 2023 geen werklike ondersoek gevoer nie. Hy beskuldig die NVG daarvan dat hulle die proses doelbewus vertraag om 'n swak besluit te verbloem. AfriForum sê hulle sal aanhou druk plaas om te verseker dat die saak hof toe gaan en dat verantwoordelikheid afgedwing word. Stellenbosch se MAB-bestuurder bevorder victimisasie. AfriForum sê hulle ondersoek beweringe dat Stellenbosch se menslike hulpbronbestuurder Alexander Kannemeyer voorgestel het dat dit vir wit werknemers doelbewus moeilik gemaak moet word totdat hulle bedank. Dit sou volgens hom die pad oopmaak om voorkeurkandidate aan te stel. Ons meen so 'n benadering ondermyn nie net werknemersregte nie, maar bedreig ook dienslewering aangesien meriete bo rasgebaseerde aanstellings moet tel. AfriForum waarsku dat die praktyk as teistering beskou kan word en die munisipaliteit aan regsaksies kan blootstel. Munisipaliteite bestaan om dienste te lewer, nie om politieke speletjies met werksgeleenthede te speel nie, sê Morney Mostert, AfriForum se bestuurder vir plaaslike regeringssake. Ons eis dat Kannemeyer na 'n regverdige proses uit sy pos verwyder word en dat die fokus weer op meriete, billikheid en verantwoordbaarheid val. Ons sluit af met vermaaklikheidsnuus. Loyaliteit, verlies en verlossing in die splinternuwe musiekblyspel Ruth. Die nuwe Engelse musiekblyspel Ruth bring die Bybelse verhaal van Rut op 'n vars, hedendaagse manier na die verhoog en verbind temas van loyaliteit, verlies en verlossing. Die produksie van Poleida van Niekerk, Jean-Monique White en Ferdinand W. Gernhardt vertel ook die parallelle verhaal van Chloe, 'n jong student wat na verlies weer haar voete vind. Met oorspronklike musiek en lirieke deur Poleida van Niekerk wissel die produksie tussen ensemble nommers, innige belades en lewendige vieringe, terwyl Wilhelm Disbergen se stelontwerp en LED beeldmateriaal 'n sterk visuele raamwerk skep. Kaartjies is beskikbaar by www.afriforumtheater.co.za. Ruth vier menslike veerkragtigheid, liefde en geloof en beloof om 'n hoogtepunt op die Suid-Afrikaanse teaterkalender te wees. Dit is al van ons kant af. Sluit aan by AfriForum en word deel van die oplossing. Tot volgende keer, bly ingelig en bly betrokke.